Goeiemôre gemeente, welkom by vanoggend se erediens. Mag dit vir elkeen van ons ook 'n goeie ervaring wees vanoggend. En as jy dalk besoekers is, baie welkom ook aan elkeen van julle. Ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanoggend is uit Hebreërs hoofstuk 4. Ons gaan vanaf vers 14 tot 16 lees. Die opskrif is Jesus die groot hoëpriester. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Ons lees tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is hoe ons U bely, want dit is hoe ons U ken, Here. U is ons Vader wat vir ons sorg. U is die Seun wat ons verlos het van sonde en dood. Maar U is ook Heilige Gees, wat ons help om te glo, wat ons aankla wanneer ons ongehoorsaam is en gesondig het. Ons begryp U nie aldag nie, Here. Ons verstaan U nie aldag nie en besef dat ons U maar net gedeeltelik ken. Wat ons van U weet en wat ons van U ken, is dit wat U vir ons wys van U self. Maar tog, Here, is dit vir ons genoeg om te kan weet dat ons met U te doen het. Is vir ons genoeg om U te kan herken en te weet dat dit U is wat met ons praat. En daarom, Here, kom al die eer en al die lof net aan U toe. Want U is die enigste God, die almagtige, die heilige, die sondelose, die gans andere God, wat ons nooit sal kan begryp nie, maar tog is U die een wat ons beter ken as wat ons onsself ken. Dankie, Here, dat U deel van ons lewens is. Dankie dat U ons roep, dat U ons deel van U kerk maak. En daarom wil ons ook dankie sê, dat U hierdie gemeente, Here, seën soos wat U dit doen. Vir hoeveel jare lank al. Dankie dat U vir ons die geloof gee, om ook wanneer ons na ons toekoms kyk, vas oortuig te wees daarvan dat U ons ook in die toekoms sal versorg, en ons nooit alleen sal los nie. Ons bid ook, Here, vir elkeen wat siek is, elkeen wat dalk die afgelope week slegte nuus gekry het,
nuus wat hulle lewens omgekrap het. En ons vra dat U hulle ook sal seën met U teenwoordigheid. Dat U hulle sal troos en kalmte sal gee, Here, en dat U hulle ook sal regop hou met U liefde. Wil U ook die verkondiging van U woord seën vanoggend? Help ons, Here, om te hoor, te luister en ook te gaan doen. Vergewe ons genadiglik vir die kere wat ons wel ongehoorsaam is en nie leef en doen soos wat U dit van ons vra nie. Ons bid dit in die naam van Hom wat in ons plek gelei en gesterf het, Jesus Christus. Amen. Die teks vir die prediking is Hebreërs 4 vers 15. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Broers en susters, die opmerking is al gemaak dat die boek Hebreërs, wat deel is van die Nuwe Testament, ook goed sou pas in die Ou Testament. Wat hiermee bedoel word, kom 'n mens onmiddellik agter wanneer jy Hebreërs begin lees. Daar word in hierdie boek spesifiek verwys na die tempel, na priesters, hoëpriesters en na offers wat gebring word. Dit alles is goed wat 'n mens dink jy eerder in die Ou Testament sou raak lees as in die Nuwe Testament. Die skrywer van Hebreërs wil vir ons sê dat wanneer ons Hebreërs lees, ons 'n sekere bril moet opsit. Soos wat 'n bril jou help om beter te kan sien, sê die skrywer van Hebreërs dat hierdie bril wat ons moet opsit voordat ons Hebreërs lees, om dit wat hy alles in hierdie boek noem en beskryf, te verstaan, soos wat hy dit bedoel, moet ons hierdie spesifieke bril opsit. Ons moet die inhoud van hierdie boek en die boodskap daarvan duidelik deur hierdie bril sien. En alleen dan sal ons verstaan wat hy wil sê deur al hierdie beelde uit die Ou Testament wat hy ophaal. Die bril wat ons moet opsit wanneer ons Hebreërs lees, is Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Die gebeure op Golgotha moet dit wees wat vir ons 'n lig skyn op die teks en die betekenis van Hebreërs. En daarom help dit ook om 'n agtergrond te hê van byvoorbeeld wat die rol van offers en die hoëpriester was by die tempel en wat die doel agter hierdie offer was. Waarom is hierdie offer gebring? In die gedeelte wat ons gelees het vanoggend, het ons spesifiek gelees van 'n hoëpriester en ook van God se barmhartigheid en ook van vrymoedigheid wat ons kan hê om na God toe te gaan. Wat sou dit beteken in terme van die Ou Testament? Wanneer ons hierdie bril wat Hebreërs wil hê, of die skrywer wil hê ons Hebreërs moet lees, nie opsit nie. Wat sou dit alles beteken in terme van die Ou Testament? En wanneer ons hierdie vraag beantwoord het, dan sal ons beter verstaan wat bedoel word met die hoëpriester en die vrymoedigheid waarmee ons na God toe kan gaan in hierdie gedeelte wat ons gelees het. In die tyd van die Ou Testament moes 'n offer gebring word.
wanneer iemand ongehoorsaam aan God was en gesondig het. Daar was verskeie en belangrike voorskrifte wat jy moes volg wanneer jy hierdie offer bring. Want as jy hierdie voorskrifte nie gevolg het nie, dan het die priester baie vinnig vir jou gesê, jou offer is nie vir God aanvaarbaar nie. Om jou sonde te bely en daarvoor om vergifnis te vra, het jy die offer gebring. Jy het hulp nodig gehad van die priester af wanneer jy dit doen. Jou offer het jy op die altaar geplaas, waar dit dan deur vuur verbrand word. En so het hierdie offerdier wat jy op die altaar plaas, tot niet gegaan. Dit is heeltemal verbrand. En dan het die voorskrifte dit ook duidelik gemaak. Hierdie dier wat jy uit jou kudde uithaal en op die altaar kom plaas, mag geen gebrek hê nie. Dit moet 'n gesonde dier wees. En die rede daarvoor is baie eenvoudig. 'n gebreklike dier wat siek is, kon jy nie verkoop en iets vir hom kry nie. Jy kon net iets kry wanneer jy 'n gesonde dier offer. Met ander woorde, wanneer jy 'n offer bring om jou sonde mee te bely, dan moes jy dit aan jou lyf gevoel het. Jy moes dit aan jou sak gevoel het, want 'n offer en om vergifnis vra vir God is nie iets wat sommer net gebeur of iets wat ek ligtelik opneem nie. En die ander rede waarom ek nie 'n gebreklike of 'n siek dier mag offer nie, is omdat ek vir God nie die tweede beste gee nie. Maar ek gee vir God die beste wat ek kan. Daarom het die offervoorskrif gesê dat jy 'n gesonde dier moet offer. En jy kon hierdie dier nie alleen gaan offer daar eenkant by jou huis nie. Dit was 'n godsdienstige handeling. Jy moes hierdie offerdier na die tempel toe gevat het. Daar het jy hom op die altaar gaan plaas. En dit het jy gedoen om hierdie skade wat aan die verhouding tussen jou en God aangedoen is, te laat heel word. Die priester het dan seker gemaak dat jy al hierdie voorskrifte vir die offer nagekom het. Hy het byvoorbeeld gekyk dat dit nie 'n gebrekkige dier sou wees nie, dat die dier die regte ouderdom sou wees, en dat dit ook op die regte manier doodgemaak is, wat vir God aanvaarbaar sou wees. En dan sou die priester oordeel, alles in verband met jou offer is reg. Jy het die voorskrifte nagekom en God aanvaar jou offer. Met ander woorde, die priester het vir jou die sekerheid gegee dat jou verhouding met God weer herstel is. Dat hy jou sonde vergewe het en dat jy met jou lewe kan aangaan as iemand wat God se genade en vergifnis ervaar. Dit hou egter nie vir altyd nie. En daarom moet 'n mens telke male terugkom na die altaar toe en weer kom offer, want ons was weer ongehoorsaam. Ons het weer gesondig en so het hierdie verhouding tussen ons en God weer skade gely. Verder het die hoëpriester eenmaal per jaar op dit wat bekend gestaan het as die groot versoendag namens die volk by God ingetree en vir die volk se sondes om vergifnis gaan vra. Sonder 'n priester kon jy nie 'n offer bring nie. Jy kon nie van jou kant af tot God bid en jou skuld bely en daarom vergifnis vra
anders as dat die priester vir jou intree by God nie. En nou sê die skrywer van Hebreërs vir ons, kyk na al hierdie gebruike, wat in die Ou Testament genoem word, en wat handel oor offers, en 'n priester of 'n hoëpriester, wat namens jou by God moet intree, en vir jou om vergifnis gaan vra vir jou sondes. Kyk daarna, maar doen dit deur die bril van Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het op Golgotha. En dan sien jy 'n klomp ander dinge ook raak in die Hebreërbrief. Dan sien jy, om die waarheid te sê, hoe dit werklik is. En wat dit wat hier in Hebreërs staan, werklik vir jou kan beteken. Jesus Christus, sê hy, is ons hoëpriester, wat vir ons by God intree. En hy stel dit op so 'n manier, dat dit nie iets is waarvoor ons nog moet wag, of iets wat eers later gaan gebeur nie, terwyl ons hom dan nou, as groot hoëpriester het, sê hy. Dit is reeds 'n werklikheid. Jesus Christus is ons hoëpriester. Hy het reeds deur die hemele gegaan. Hy is die seun van God. Hoor mooi, broers en susters, hy is ons hoëpriester. Wat was die verhouding in die Ou Testament tussen die priester of die hoëpriester en 'n gewone, noem dit maar lidmaat? Wat was daardie verhouding by die altaar gewees, wanneer die offer gebring is? Die priester se werk was bloot om te kyk dat al die offervoorskrifte nagekom is, en dan tree hy vir jou in by God. En dis dit. Met jou as mens, met dit wat in jou lewe aan die gang is, het hy vrede. Hy kyk of jy die offervoorskrifte nagekom het, en hy tree vir jou in by God. Deur die bril van Jesus Christus se lyding en dood aan die kruis, lyk ons hoëpriester totaal en al anders as die hoëpriester van die Ou Testament. Daar is nie 'n koue kliniese verhouding soos ons in die Ou Testament lees nie, maar tussen ons en ons hoëpriester eerder 'n verhouding vol van liefde en warmte. Hy is immers die seun van God, wat saam met sy Vader uit die hemel uit regeer. Die belofte wat hy in Johannes 14 aan sy disippels gemaak het, toe hy vir hulle gesê het, ek gaan na my Vader toe, om daar vir julle plek te gaan gereed maak, het waar geword. Hy is reeds by sy Vader. Hy het reeds vir ons gaan plek gereed maak. Dit is 'n werklikheid. Dis die realiteit. En ons hoef nie daaraan te twyfel nie. Anders as 'n priester, wat bloot vir jou vergifnis vra by God, en kyk dat jou offer aan al die regte voorskrifte voldoen, het ons hoëpriester medelee met ons swakhede. Hy weet dat ons leef in 'n wêreld waar God se kinders aan versoeking en aan bespotting blootgestel is. Hy het dit eerstehands ervaar. Hy is deur die duiwel in die woestyn versoek. As u werklik die seun van God is, sê vir al hierdie klippe om brood te word. As u werklik die seun van God is, gaan staan op die hoogste punt van die tempel en spring af. Hy sal sy engele mos opdrag gee om jou te dra. Al hierdie koninkryke van die wêreld gee ek vir jou, as jy neerval en my aanbid. Jesus weet
wat dit is om deur hierdie wêreld met sy waardelose aanloklikhede versoek te word. Hy het ook emosie ervaar. Hy was bang. Hy het gehuil. Hy was hartseer. Hy was ook bly. En ek dink Jesus het ook gelag. Hy het met God geworstel in die tuin van Getsemane en gevra dat as dit enigstens moontlik is, of God nie hierdie lyding wat vir hom voorlê, van sy pad wil afskuif, sodat dit nie vir hom nodig is nie. Maar hy vra steeds, dat U wil geskied. Hy weet hoe hard die lewe kan wees. Hy weet hoe hard en hoe moeilik dit kan wees, om mens te wees. Die een, wat deur sy lyding, dood en opstanding vir ons intree by God, verstaan presies hoe ek en jy van tyd tot tyd voel. Daarom is hy, of is wat hy vir ons doen, die voorspraak wat hy vir ons maak by God, anders en meer, as dit wat 'n gewone aardse priester, wat 'n offer goedkeur, of 'n hoëpriester wat by God intree eenmaal per jaar, vir my en jou kan doen. Want die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede het nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Deur die offer wat hy gebring het, het hy vir eens en vir altyd vrede gebring in die verhouding tussen my en God. En hierdie verhouding ly soms nog skade vandag, maar dis deur my toedoen. Dis as gevolg van my ongehoorsaamheid en my sondigheid wat dit gebeur. Maar wanneer dit gebeur, broers en susters, het ons 'n hoëpriester, het ons eie hoëpriester, en deur die offer wat hierdie hoëpriester gebring het, sê hy, het ons vrye toegang, en kan ons met vrymoedigheid nader tot die genadetroon van God, sodat ons maar net weer 'n keer genade en barmhartigheid kan ontvang. Net weer 'n keer kan hoor, ons sondes is vergewe, ons kan as verloste sondaars gaan leef. Hoor wat lees ons in Hebreërs 10, wanneer daar ook verwys word na die dood van Jesus. Daar staan, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en tot die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan, deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as die grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid. Toe Jesus sterf aan die kruis, toe skeur die voorhangsel van die tempel middeldeer. Die groot en swaar gordyn, wat die heilige en die allerheiligste deel van die tempel van mekaar skei, skeur van bo tot onder middeldeer. Tot die allerheiligste deel waar geglo is, God teenwoordig is, want dis ook waar die verbondsark gestaan het almal nou toegang. Nie meer net die hoëpriester, eenmaal per jaar nie. Dink bietjie vir jouself, hoe skeur 'n gordyn?
gordyn skeer nie sommer van onder na bo nie. Hy sou eerder van bo na onder skeer. En so word gesê, was dit ook God se werk, om van bo uit die hemel uit, hierdie voorhangsel, dit wat skeiding maak, dit wat mense van die teenwoordigheid van God al weghou, om dit middeldeur te stuur. En vir my en jou wat gewone mense is, toegang tot God te gee. En dit doen hy, want hy's 'n God, wat wil hê, sy kinders moet by hom wees. Sy kinders moenie bang wees, om na hom toe te kom nie. Elkeen van ons geliefdes, het ons eie hoëpriester, Jesus Christus, wat vir ons die pad na God toe oopgemaak het, en aan ons die vrymoedigheid gegee het, om met al ons sonde en skuld op ons rug, voor God te gaan staan, en te pleit om genade, maar ook om geloof te hê, dat hy hoor wanneer ons met hom praat, dat hy antwoord, maar dit doen op sy manier en op sy tyd. Vir ons om dit te kan doen, het Jesus sy lewe opgeoffer aan die kruis op Golgotha. So is die volmaakte offer gebring, wat vir my en jou toegang tot God gee, vir ewig en vir altyd. Wat moet ek as 'n kind van God doen, wanneer ek met God worstel oor 'n probleem in my lewe? Wanneer ek dalk vir God kwaad word oor iets wat met my gebeur het? Mense raak soms kwaad vir God, maar dan steek ons dit weg, want dit is sonde. Ons mag dit nie doen nie. Ons lees in die Bybel van hoeveel voorbeelde van mense wat met God geworstel het, omdat hulle kwaad is vir hom. En ons is nie ongelowiges. Dis gelowiges. Dis mense wat Hebreërs noem geloofshelde. Wat doen ek as 'n kind van God, wanneer ek worstel oor my siekte? Wanneer ek vraai daaroor en ek word moedeloos? Wanneer ek bekommerd is oor my kinders? Wanneer ek nie meer weet watter kant toe nie? In Jesus se lyding en dood het hy vir jou die pad na hom toe oopgemaak. En hy nooi jou uit. Hy steek sy arms na jou toe uit, dat jy met jou worsteling, met jou kwaad, met al jou hoekom vra, jou siekte en bekommernis, na hom toe sal kom. En dat jy by hom die antwoord sal kom soek. Hy is 'n God, wat sy kinders naby aan hom wil hê. Daarom het hy, deur Jesus Christus, die volmaakte offer gebring. Jesus Christus, ons groot hoëpriester, wat vir ons by God intree, en vir ons toegang gee, tot die genade troon. In Jesus Christus, kom nooi God ons uit, om na hom toe te kom. Kom na my toe. Almal wat moeg en uitgeput is, en ek sal vir julle nuwe krag gee. Aan hierdie geloof, broers en susters, moet ons vashou. Geliefdes, gaan na God toe. Sy deur staan oop, omdat Jesus Christus met sy lyding en dood daardie deur vir ons oopgemaak het. En dit op so 'n manier gedoen het, dat daardie deur oop bly, en dat hy nie een of ander tyd gaan toeslaan nie. Dit alles, omdat ons 'n hoëpriester het, wat medelee het met ons swakhede, dit self ook weet, wat dit beteken om mens te wees. Amen. Kom ons bid saam.
Hemelse Vader, dankie dat elkeen van ons toegang tot U het. Dankie Here dat ons net soos wat ons is, vuil van sonde en skuld, voor U kan kom staan en pleit om genade. Dankie Here, dat U vir ons die pad oopgemaak het deur die lyding en dood van Jesus Christus. Ons besef nie aldag hoe geweldig groot hierdie offer is wat U gebring het nie. Die volmaakte offer. Help ons Here, om ook soos wat U in die woord van ons vra, ons lewens aan U te gee, as heilige en volmaakte offers. Dat ons op 'n manier sal gaan leef, wat getuig van ons dankbaarheid vir dit wat U vir ons gedoen het, vir die pad wat U vir ons oopgemaak het. Maar ons vra ook Here, gee asseblief vir ons die vrymoedigheid, om na U toe te kom. Help ons deur die leiding van U Gees, om U uitnodiging te hoor, om U uitgestrekte arms raak te sien, en te weet, dit is uitgestrek na ons toe, want U wil ons by U hê. Wil U hand ook oor ons hou, Here, in hierdie week wat voorlê. Seën ons elke oomblik met U teenwoordigheid. Waar daar dalk iets op ons pad lê hierdie week wat vir ons moeilik is, 'n berg op ons pad is, gee vir ons die krag, Here, om ook daaroor te kom. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, die volmaakte offer, ons hoëpriester, wat vir ons intree by U. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.